Dit is Woensdagoggend die 18de Februarie. Wat 'n lekker voorreg om jou steeds te mag groet in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Liewe broer en suster, jong mense, oupas, oumas, studente, ons is besig met die mooi tema van in die geloofsgemeenskap van God. Dit wil sê gemeentes en kerk vind daar innerlike genesing plaas. Gister het ons mekaar gesê, hierdie genesing vind plaas op grond daarvan dat jy onvoorwaardelik in 'n geloofsgemeenskap aanvaar word ten spyte van al jou foute en dat 'n geloofsgemeenskap mekaar versorg na aanleiding van ons hartsbehoeftes. Volgende gaan ons voort en ons sê wat se ander voordele lê daar in 'n geloofsgemeenskap wat innerlike genesing ten doel het. En dit is natuurlik dat binne 'n geloofsgemeenskap beleef ons konfrontasie. Sjoe, nou hoe op dese aarde dink ons gaan dit vir ons genesing bring? Op grond van die volgende. In die gemeenskap van die gelowiges beleef ons konfrontasie. Ons het nie net troos en bemoediging nodig nie, maar ook konfrontasie en soms selfs vermaaning. As ons pyn vertroetel, moet iemand ons vermaan om dit te laat, om dit te los. As ons selfsugtig is in ons liefde, moet iemand ons daarop wys om meer onselfsugtig en meer diensbaar te begin leef. As ons sonde in ons lewe goed praat en daarin bly volhard, is dit belangrik dat mense wat regtig vir jou lief is en wat jou ondersteun en wat jou wil versorg na jou siel, liggaam en gees, dat medegelowig is, genoeg vir jou sal omgee om vir jou op daardie sondes te wys en jou ernstig daaroor aan te spreek, maar natuurlik altyd in liefde. Vermaaning is dikwels baie nodig vir innerlike heling. Dink maar aan 2 Timoteus 2 vers 14. Hou aan om die gelowiges aan hierdie dinge te herinner en vermaan hulle ernstig voor God. Ja, ons kan partykeer so vasklou aan dit wat ons vertroetel, gegeewe ons innerlike seer, dat dit nodig is dat iemand ons daaroor konfronteer. En dit gaan alleenlik net in liefde gebeur in 'n geloofsgemeenskap. Om gesond te word en te groei, het ons ook stimulasie nodig. En wanneer ons as gelowiges ons mislukkings en oorwinnings met mekaar deel, word ons aangemoedig om weer te probeer. Wanneer ons vreugde en leed met mekaar deel, word ons aangemoedig om die lewe meer positief te benader. Ons kan maklik moedeloos word en in 'n passiwiteit verval. Dis mos maar tipies mens. Maar as gelowiges mekaar stimuleer om mekaar aktief te energeer, dan beleef ons hoe ook in ons godsdiens daar 'n nuwe stuk toewyding aan die Here ontstaan. En natuurlik lei dit tot 'n diep sin en verstaan van innerlike genesing. Mag ons dus ook in hierdie dag vir mekaar intree, mag ons vir kerke en geloofsgemeenskappe bid om in liefde mekaar aan te spreek en te vermaan en nie in liefdeloosheid nie. Mag ons mekaar stimuleer deur mekaar aan te moedig rondom die deel van positiewe dinge in ons lewe en nie altyd net op die negatiewe fokus nie. En mag ons met vrymoedigheid ons vreugdes en mislukkings met mekaar deel om dan ook op die manier nader aan die Here te groei. Geliefdes, ons bid dit vir die kerk van die Here ook in hierdie dag wêreldwyd. En ons doen dit in Jesus se naam. Amen.